Radio Fynbos luisteraars, ons het dan nou vanmiddag 'n onderhoud met Suster Solies Kuil hier van Fynbos Apteek. Nou ons gesels September maand oor hartbewustheid maand. Solies, ons het so vinnig daaroor gesels hoeveel mense deesdae regtig met hartkwale sit. En dan kan ons bietjie gesels in hierdie onderhoud daaroor, wat is feite van dit, hoe kan 'n mens dit voorkom, wat kan 'n mens doen aan dit? So dit is dan 'n bekende feit, dat ons hart een van ons belangrikste organe in ons liggaam is, en maar net so groot soos 'n vuis is, maar dat dit regtig tussen lewe en dood 'n verskil kan maak. Baie dankie Leonie ook vir die geleentheid. Ja, dit is een van ons belangrikste organe en ek gaan net so 'n paar punte uitlig en ek sê graag dat julle luister na die feite. Dit is 'n feit dat jou hart een van die belangrikste organe in die liggaam is en soos jy genoem het, is maar net 'n grootte van jou vuis, maar dit is een van die mees hardwerkendste organe. Dit kry nooit 'n breek nie en as 'n mens daaraan dink, dit is waar. Hy pomp lewenslang bloed om jou gesond en lewendig te hou. Maar daar is nogal 'n lang lys van dinge wat verkeerd kan gaan met hierdie lewensbelangrike orgaan. Nodeloos om te sê, enige probleem met jou hart sal 'n ernstige tol op jou liggaam eis. Maar as jy aandag gee aan jou liggaam en jou dokter elke nou en dan gaan besoek, kan jy al hierdie probleme eintlik maar voorkom. Dit is dus belangrik dat jy meer weet oor die waarskuwings en subtiele tekens van hartprobleme wat kan aandui daarop. Suster Solies, is daar verskillende hartsiektes wat voorkom? Ja, Leonie, verseker is dan. Ek gaan net sommer net die belangrikste en die paar algemeenste uitlig. Eerstens is daar verskillend kardiovaskulêre siektes wat die hele bloedsomloopstelsel affekteer. Hartsiektes is hier die siekte wat slegs die hart affekteer, wat dan in die volgende kategorieë ingedeel kan word. En seker wat ek ook al hier gesien het met kliënte wat my besoek, is aritmie baie algemeen. Dokter gaan vir my dalk sê, Solies, met ouderdom kom aritmie wel tevoorskyn, maar as 'n mens hom nie behandel nie, kan die pasiënt ook sleg voel en dit kan dalk sy dood kos. So kom ons sit aritmie vir eerste. Dit is 'n hartafwyking wat abnormale hartkloptempos veroorsaak. Dit is as gevolg van 'n probleem met die elektriese impuls wat die hartklop beheer. Dit kan beteken dat jou hartklop te stadig, te vinnig of wisselvallig of onreëlmatig is. En dan gaan daar so 'n paar simptome daarmee gepaard en dit kom voor as 'n polsende of 'n fladderende gevoel in die hart met duiseligheid en dan ook lighoofdigheid. En dan tweede sal ek sê arteriosklerose. Dis wanneer die arteries in die bloedvate wat die suurstof en ander voedingsstowwe van jou hart na ander dele van jou liggaam vervoer. Die opbou van plaak, is maar die woord wat ons gee, wat in die are veroorsaak dat die are vernou, kan lei tot 'n tekort aan bloed en suurstof in ander dele van jou liggaam. Dit is 'n algemene probleem met veroudering, maar dit kan maklik voorkom en suksesvol behandel word. En hierdie simptome is ook dan nou die vernouing van die bloedvate as gevolg van neerslag manifesteer as pyn op die bors, kort asemheid. Hulle kan hulle voel koud, hulle is gevoelloosheid en swakheid in die ledemate as gevolg van hierdie plaak wat dan baie keer cholesterol ook kan wees. Dan is daar natuurlik jou aangebore hartafwykings. Dis 'n effek wat sedert geboorte teenwoordig is. Dit kan veroorsaak word deur die ontwikkeling van die hartklepwand of bloedvat. Deurlopende sorg om die defek te ondersteun kan nodig wees indien die implikasies van die defek ernstig is. Simptome hier natuurlik is aangesien dit ontwikkel wanneer die fetus gebore word, moet simptome vroeg gevind word. Na die geboorte is simptome soos byvoorbeeld die baba kan kort asemheid hê, moegheid, swelling van die ledemate en 'n blou gryselike getinte vel
kom algemeen voor. Ons gebruik sommer die woord as mottled vir hierdie gryserige kleur. Dan natuurlik ook jou koronêre hartsiekte. Die kom voor as onreëlmatige bloedvloei en suurstof natuurlik na die hart as gevolg van cholesterol wat opbou in die are. As dit onbehandel gelaat kan word, kan dit lei tot 'n hartaanval. Dit is die meeste algemene tipe hartsiekte dan ook. Simptome hier is onstabiele angina, wat dan nou beskryf word as die borskaspyn, of 'n ongemak wat gevoel word tydens oefening of tye van stres en angs. Dit verdwyn dan wanneer jy gaan lê of wanneer jy jou nitroglyserien neem wat 'n middel is wat jy gewoonlik onder jou tong sit net om hierdie angina te behandel. Dan jou hartinfeksies. Ons is geneig as ons siek is wil hulle gaan oefen en jou myokardium word tog maar beskadig. So asseblief as 'n mens siek is of infeksie verwag, rus of gaan sien die dokter ook. So 'n infeksie wat veroorsaak word deur bakterieë, virusse en 'n parasiet in die hart val onder hierdie kategorieë. Dit kan die perikardium, breinvlies beïnvloed. Dit is dan die dun laagie voering wat die hart beskerm. Die myokardium kan beskadig word. Dit is die ontsteking van die hartspiere. Of die endokardium is die binneste voering van die hart. So hierso is waar die infeksies dan nou algemeen voorkom. Simptome hier is ook die aanhoudende hoes. Dis 'n kenmerkende hoes wat nie ophou nie. Borskaspyn, hulle koors of hulle ondervind koue koors. Dis wanneer hulle koud en warm koors het en dan ook 'n veluitslag. Hartversaking, ook 'n groot probleem. Hier word ook kongenitiewe hartversaking gebruik as die noem daarvan. Dit vind plaas wanneer die hart nie meer doeltreffend genoeg pomp om die nodige bloedvloei te handhaaf nie. Tekens en simptome sluit hier dan natuurlik ook maar weer kort asemheid in, oormatige moegheid, die bene swel baie keer, die kort asemheid gewoonlik erger tydens oefening en wanneer gelê word en die persoon kan snags wakker word van hierdie kort asemheid. Hartversaking word gediagnoseer deur die geskiedenis van die simptome in ag te neem en 'n fisiese ondersoek gedoen kan word. 'n Ekokardiogram insluit natuurlik bloedtoetse, 'n elektrokardiogram, dis maar jou EKG, jou borskas ekstrale kan ook help om hierdie onderliggende oorsaak vas te stel. Behandeling hang af van die erns en die oorsaak van die siekte natuurlik. In mindere ernstige gevalle bestaan die behandeling gewoonlik uit 'n lewenstyl aanpassing, soos om op te hou met rook, oefening, dieetaanpassings, sowel as medikasie kan gegee word. Hierdie is net slegs een van die medikasie wat dokter daar kan 'n ontwateringsmiddel gee om te help om vloeistof retensie, wat dan nou die terughou van vloeistof in die liggaam is te help. Na gelang van die oorsaak kan dit 'n toestel ook as pas aangee bekend ingeplaas gaan word, wat ook deesdae baie algemeen voorkom. Suster Solis, is daar dan metodes wat gebruik kan word om hartsiektes te kan diagnoseer? Ja, Leonie, daar is 'n fisiese assessering van die pasiënt om deur 'n dokter om te ondersoek en hy sal aantekeninge maak van die simptome wat ervaar word. En dan is dit die elektrokardiogram wat ons ken as 'n EKG. Hierdie toets teken die elektriese aktiwiteit van die hart aan. Dit kan dokter ook help om te identifiseer of die pasiënt alreeds 'n hartaanval gehad het. Dit is sekere skade aan die myokardium, die spier, wat dan op hierdie EKG golfies aandui en dit verdwyn eintlik nooit nie, so dokter kan sien of daar wel al 'n vorige hartaanval was. En dan is dit jou ekokardiogram. Dit is die nie indringende beeldtoets wat klankgolwe gebruik om 'n visuele beeld in die hart te
degenereer. Dit is maar basies 'n soner wat dokter doen. Wat hierdie toets jou wys is om sommige dinge in jou hart vas te stel, te kyk of alles nog mooi ordentlik pomp en werk. 'n Stresstoets, hierdie spesifieke toets assosieer jy met die spanning op die hart wanneer jy oefen, sowel as wanneer jy ontspanne is. Die toets teken die elektriese funksie van die hart aan wanneer die pasiënt onder toesig van die mediese span op 'n trapmeel oefen of wanneer hy 'n stilstaande fiets ry. Volgende toetsie is dan natuurlik 'n hartkateterisasie. Dit gebeur natuurlik in die hospitaal en ons noem dit ook 'n angiogram. In hierdie proses maak die dokter gebruik van 'n kateter wat vanaf die lies in die bloedstoof geplaas word en daar word dan spesiale kleurstof in die koronêre arteries ingespuit. Die kleurstof laat jou koronêre area dan duidelik op 'n radiografiese beeld verskyn om te sien of daar enige blokkasie is. Dan kan hulle ook 'n hart-CT-skandering doen. Hierdie beeldtoets kan deur jou dokter gebruik word om te bepaal of jy soos byvoorbeeld kalsium neersettings in jou are het. Suster Solis, hoe word koronêre hartsiektes dan behandel? Goed, net kortliks, is baie is 'n intense proses, maar ek gaan dit net op 'n paar punte net vir ons uitlig. Daar's geen bekende geneesmiddel, maar 'n persoon kan 'n gesonde lewe lei met behoorlike sorg. Dit behels natuurlik dikwels die implementering van veranderinge soos die ophou van rook, behoorlike gesonde eetgewoontes en daaglikse oefening of fisiese aktiwiteite, gekontroleerde bloeddruklesings en cholesterol vlakke is natuurlik van kardinale belang. Medikasies kan dan ook dan nou insluit om verlaging van bloeddruk in geval dit met hipertensie gepaard gaan en natuurlik verlaging van cholesterol vlakke weens dit geneties van aard is of net weens verkeerde dieetgewoontes. Medikasie vir onstabiele angina en ook medikasie wat die bloed verdun om bloedklonte te voorkom is dan ook van een van die medikasies. En is daar voorkomingsinligting? Ja, dit is wel so dat dit is ongelukkig 'n lewenstyl, maar die volgende koronêre arterie siektes is nie altyd vermybaar nie, aangesien sommige faktore oorerflik is. Maar jy kan jou risiko van jou koronêre hartsiektes verlaag en help te voorkom dat dit erger raak op die volgende maniere. Beloof om op te hou met rook en alle tabakprodukte se gebruik te stop. Maklik om te sê, maar ja, dit gaan jou lewe dalk spaar. Eet 'n hartgesonde kos, kry genoeg slaap, handhaaf jou liggaamsgewig op ideale vlak wat aanbeveelbaar is. Beperk jou alkoholgebruik, hou aan om jou medikasie te gebruik, werk saam met jou gesondheidsorgspan om 'n lewenstylverandering te implementeer wat vir jou realisties en volhoubaar is. Deel jou doelwitte met jou geliefdes en gebruik hulle as ondersteuning en bystand. Onthou terwyl jy die reis joune is om te neem, hoef jy dit nie alleen te navigeer nie. Suster Solis, wanneer weet moet ek dokter toe gaan? Hoe sal ek dit weet? Leonie, ja, dit is altyd beter om dit vroegtydig te doen as te laat. Jy kan jou dokter gaan sien as simptome vir lang tydperke konsekwent bly. As jy egter kort asem, borspyn, duiselige gevoel ondervind, asseblief gaan sien jou dokter. Jaarlikse hartondersoeke is ook van kardinale belang om hartsiektes vroegtydig te identifiseer en suksesvol te voorkom. En dan wil ek net graag met afsluiting net noem,
julle kan gerus Fynbos Apteek vir myself kom besoek. Ons is daagliks van 8:30 tot 5:00 hier. Neem van bloeddruk en ons vra 'n baie klein fooitjie van R20. Ek doen ook die saturasie. Ons sit 'n saturasiemetertjie aan die vinger wat dan nou die suurstofgehalte optel en ook die hartspoedritme kan met 'n volume luister ons daarna en so kan ons dan onreëlmatige hartritme op dalk identifiseer en jou verwys na die dokter toe. Luisteraars, julle het dan nou geluister na die onderhoud met Suster Solies Kuil. September se onderhoud het gegaan oor Hartbewustheid Maand. Nou as jy geluister het na die onderhoud en jy twyfel of daar goed is wat jou pla, kom gerus en kom maak 'n draai by Suster Solies Kuil hier by Fynbos Apteek. Dit is baie beter dat jy daardie antwoorde vroegtydig kry en baie mense en jouself ook baie hartseer spaar. So as daar enige iets is wat jou pla, hierdie mense hier by Fynbos Apteek, veral Suster Solies Kuil, is 'n kundige, jy voel gemaklik hier en sy sal jou definitief help. Baie dankie dat julle ook geluister het na die onderhoud. As julle vrae het, mediese vrae ook het, kan julle gerus dit ook vir ons instuur en ons sal so gou as moontlik ook terugkom met antwoorde daarmee.